Ek gesels met Willie Venter en Jacques Taylor. Nou, in die vorige gesprek het ons stilgestaan by die belangrikheid van skaal en die feit dat omdat landbou 'n lae-marge besigheid is, raak skaal al hoe belangriker. Maar ons het ook gekom by die punt wat ons besef het dat skaal beteken jy het 'n vennootskappe nodig. Mense moet inkoop. Wat beteken daai vennootskap in 'n ekosisteem alles? So vir my, eerste skaal is 'n strategiese besluit en jy moet baie duidelike doelwitte hê om by te kom. En in daai strategiese beplanning en visie het jy nodig om 'n reeks vennote te hê wat inkoop in jou visie, soos byvoorbeeld jou bankbestuurder. En in die ekosisteem het jy nodig dat almal 'n regverdige balans het om dit te kan maak werk. So skaal is moontlik, maar skaal is nie net iets wat jy môre kan doen nie. Skaal het jy nodig om eers behoorlik, jy het nodig vir jou huidige besigheid onder die knie te kry en dan het jy nodig om te skaal met al jou vennote om jou. Kan ek iets bysit rondom die skaalgedeelte? Ek stem saam met jou, ek dink dit is 'n strategiese besluit. Maar vir my gaan dit ook oor volhoubaarheid. En dit is eenvoudig gesond, nee? In 'n 4,5% inflasie omgewing met 'n nasionale groeikoers van wat 1,5% tiel, as jy teen 10% wil groei per jaar en jy skaal nie, gaan jy dit nie kan regkry. Jy het ander elemente dan nodig. Korrek. Om bo-op te sit. Maar skaal beteken ook dat jy moet besluite maak wat 'n impak gaan hê op hoe jy nou besigheid doen. En dan raak tegnologie kom skielik in die prentjie. Hoe pas die in mekaar? So ek dink eerstens jy gaan die raaiwerk heeltemal uit die equation uitbetaal. Jy gaan deur tegnologie gaan jy met beter boer, jy gaan met groter masjinerie boer, meer werk doen met minder. En daai is 'n groot element. En dis waar jy die skaal voordeel kry. Jy moet meer doen met minder. Nou daai meer met minder, daar's in die meer beteken daar's kapitaal wat geïnvesteer moet word. En dis waar die vennootskap beginsel inkom. Hoe benader jy jou, kom ons sê jou vennote? Ja, ek dink weer eens, ek dink 'n produsent of 'n boer moet onderskei tussen 'n insetverskaffer en 'n vennoot. En ek dink as jou insetverskaffer bloot 'n insetverskaffer is, weet ek nie of dit 'n langtermyn rolspeler is wat jy in jou besigheid wil hê nie. Jy moet regtig iemand kry wat inkoop in jou langtermynstrategie en saam met jou daai pad kan stap. Maar wat belangrik is in daai ekosisteem, dink ek, vir almal van daai rolspelers moet dit ook volhoubaar kan wees. Jy weet, ons baie keer in 'n prysdebat betrokke. Maar die produsent wil in besigheid bly, maar die insetverskaffer moet ook in besigheid bly. So ek dink dit is 'n baie fyn balans wat ons moet kry binne daai ekosisteem. En dit kom terug na die balans in die ekosisteem. Maar wil jy in deel hiervan gaan jy ook al meer kwaliteit data genereer. Wat is die uitvloeisel van dit? So ek dink vandag se tegnologie het 'n magdom van data. Maar data is data wat jy dit reg gebruik. So ek dink vlootbestuur en plaasbestuur oor die algemeen, jy gaan heeltemal die raaiwerk soos ek vroeër gesê het uit die equation uit om te fokus op die data en te sien wat jy gaan en jou doelwitte volgens dit te stel. Maar sonder data glo ek nie jy kan behoorlik kan skaal nie, want die raaiwerk bly nog steeds daar. En dit is nog 'n groot tendens. Daar's baie ouens wat goeie experience het, maar daar's nog raaiwerk in daai equation. As ek kan aansluit nie, ek dink tegnologie uit my oogpunt gaan oor om bestuur te vergemaklik, want jy het beter toegang tot wat op jou besigheid gebeur. En dit help jou ook om 'n bietjie van jou risiko af te dek in jou besigheid deur tegnologie te gebruik. En die derde punt is daar moet 'n monetêre voordeel kan wees met data. En ek dink dis iets wat ons oor tyd gaan moet ontwikkel. Maar daai data begin al meer 'n rol speel, kom ons sê in elemente soos finansieringsbesluite, elemente soos teen om die impak van klimaatsverandering teen te werk. Maar dit beteken ook dat die boer moet seker maak hy het die kwaliteit data en hy kan dit aanwend. Is daar raad rondom dit? Ja, ek dink baie van die landbou-insetverskaffers vandag het platforms beskikbaar waar die boer sy data kan, die Engelse woord is aggregate, integreer en dan daai data kan beskikbaar stel vir strategiese vennote binne jou besigheid. En ek dink daai is 'n belangrike aspek dat die boer besluit met wie kan ek my data deel en met watter voordeel kan ek daarop kry. As ek dalk net een voorbeeld kan gebruik, weet ons het nou saamgewerk met 'n korttermyn versekeraar oor die afgelope jaar. En 'n model ontwikkel wat hulle sê betaal soos wat jy boer. So as 'n voorbeeld, jou versekeringspremie op 'n stroper verskil in terme van wanneer die stroper bloot in die stoor staan
en wanneer stroop op die veld is. So dis nie my een voordeel daar hoe data kan gebruik word om vir die boere monetêre voordeel te kan skep. En dis 'n uitvloeisel van data wat beskikbaar raak en die aanwending van data. Korrek. As jy Willie net kyk na die landbou situasie soos hy nou daar staan. En jy moet advies gee, eenvoudige advies, en ek wil teruggaan na die element van langtermynbeplanning. Watse elemente is krities in daai advies? Vir my weer eens twee gedeeltes. Een is die gedeelte wat nie in jou beheer is nie, en een is die gedeelte wat wel in jou beheer is. Die gedeelte wat in jou beheer is die strategiese besluit en die doelwitte wat jy moet stel, duidelike doelwitte wat jy kan bereik. Ek dink jou arbeidsbestuur om jou workforce beter te bestuur, as ek dit so kan stel. Jou grondbestuur, waterbestuur, finansiële bestuur. So al daai elemente gaan jy met ag moet neem om jou boerdery beter te bestuur. En weer eens, dit gaan die elemente wat in jou beheer is om jou koste te verminder. So as jy daai koste kan verminder terwyl almal in die ekosisteem 'n balans het, is dit 'n manier om moontlik te skaal in die toekoms. En ek dink dis dalk om koste te bestuur, maar ook effektiwiteit te verhoog. Ek dink dis die kombinasie van die twee. En dis uiteindelik wat jou boerdery volhoubaar gaan maak. Korrek. Ja. Baie dankie. Ek sê al lankal dat die regering gaan nie met jou plaas eindig nie, jou buurman gaan. Eenvoudig omdat hy beter bestuur as jy. So maak seker jy is die boer wat volhoubaar op die plaas bly. Willie, Jacques, baie dankie. Baie dankie.